Het jy al gevoel asof die hele wêreld teen jou draai? Asof mense jou wil breek. Al doen jy net reg en wil jy ander net help. Jy probeer die pad stap wat Abba Vader vir jou gee. Jy leef volgens sy woord en jy probeer gehoorsaam wees. Maar tog voel dit of jy in 'n vuur staan wat jou omring, jou druk en jou wil verander. Jy word sleg gesê, jy word verkeerd verstaan en party mense draai selfs van jou af weg. Dis hier waar die druk swaar raak, die hitte ondraaglik voel en dit lyk asof daar geen uitkoms is nie. Maar hoor gou, ek het vandag 'n woord van bemoediging vir jou. Die woord sê, ons moet mekaar in liefde vermaan, maar ook mekaar bemoedig, stig en troos. Ek het nodig om jou vandag te herinner, die vuur waarin jy staan, het nie die laaste sê nie. Abba Vader is by jou, sy oë is op jou en sy teenwoordigheid is sterker as enige aanval wat teen jou kom. Ja, soms verstaan ons nie hoekom dinge met ons gebeur nie, maar jy kan vertrou dat Abba Vader se oë is op jou en hy sal jou nie begewe en jou nie los nie. En jou regverdigheid, jou geloof, jou gehoorsaamheid aan hom is nooit te vergeefs nie. In Spreuke 28 vers 1 staan, die goddelose vlug sonder dat daar 'n vervolger is, maar die regverdiges voel veilig soos 'n jong leeu. Jy sien, selfs as die wêreld jou probeer pars of vernietig, voel veilig soos 'n leeu. Die oorspronklike Hebreëse woordjie vir veilig is bedag, wat beteken vertroue, maar nie sommer enige vertroue nie. Dit beteken om jouself neer te lê op jou aangesig voor Abba Vader en te sê, Vader, hier is ek vertrou U met alles in my. Dink aan Sadrag, Mesach en Abednego, soos die wêreld hulle ken. Ja, dit was wat die wêreld hulle genoem het. Hulle oorspronklike name was Genanja, wat beteken to be under Yotevawai's grace. Mishael, wat beteken who is like Yotevawai. En Asarja, wat beteken who Yotevawai helps. As jy hierdie drie se name bymekaar sit, teken Abba Vader vir ons hierdie prentjie wat sê, deur Yotevawai se genade sal hy die help wat in hom is. Hierdie drie manne het reg geleef en gehoorsaam gebly aan Vader se woord. Koning Nebukadneser het toe 'n nuwe wet gemaak. Almal moes voor 'n groot goue beeld van hom buig en dit aanbid. As iemand geweier het, sou hy in 'n brandende vuuroond gegooi word. Dit was nie 'n speletjie nie, dit was lewensgevaarlik. Maar die drie manne het besluit, ons buig vir niemand behalwe vir ons lewende God nie. Hulle het nie net geweier om voor die afgod standbeeld te buig nie, maar ook geweier om toe te gee aan die versoeking om kompromie te sluit. Hulle het vir koning Nebukadneser gesê, ons God kan ons red uit die vuur en uit die hand, maar selfs al doen hy dit nie, sal ons steeds nie buig voor 'n afgod nie. Ons sal op sy woord bly staan. Hulle het Abba Vader vertrou, maak nie saak wat sou gebeur nie. En ek wil jou bemoedig vandag met die verhaal. Soms voel dit of jy in 'n vuuroond staan. Jy het reg gedoen, jy was gehoorsaam aan Abba Vader se woord, maar mense val jou aan. Probeer jou seermaak, probeer om jou te breek, probeer om jou te kry om kompromie te sluit. Jy voel dalk vandag soos die drie manne, miskien alleen, bang en oorweldigend in die vuur. Jy kan soos Genanja, Mishael en Asarja met vrymoedigheid Abba Vader nader deur die bloed van die lam en op jou aangesig voor hom neerval en sê, Vader, ek vertrou U. Ek gaan nie buig nie, ek gaan nie terugstaan nie, ek weet U sal my help. Jy sien, Nebukadneser, wat sy naam beteken beskerm my eie troon, het Abba Vader se drie manne in die vuuroond gegooi, maar iets wonderliks het gebeur. Hulle is ongeskonde, hulle het ongeskonde gebly. Die vuur het hulle nie geraak nie. Hulle hare het nie eers gebrand nie, hulle klere, hulle mantels het nie verander nie. Hulle het nie eers na rook geruik nie. In plaas daarvan het hulle die manifesterende teenwoordigheid van Abba Vader ervaar. Nebukadneser het self 'n vierde persoon by hulle gesien en self gesê, dit lyk soos die seun van God.
En op dieselfde manier, as jy in vertroue en gehoorsaamheid op Abba Vader se woord bly staan, selfs in jou vuur, sal Abba Vader se teenwoordigheid jou omring. Hy sal jou beskerm, hy sal jou staande hou, en selfs in die brandende plek van jou lewe, sal sy glorie sigbaar wees. Abba Vader sê vandag ook vir jou, my kind, selfs al moet jy deur die vuur gaan, sal ek by jou wees. Die vlamme sal jou nie brand nie, ek is met jou. Hy beloof dit in Jesaja 43 vers 2. Hierdie belofte is vir jou vandag. Ja, die vuur is 'n werklikheid, dit voel gevaarlik, maar jy is nie alleen nie. Jy kan hom vertrou, hy is by jou in die vuur. En selfs al lyk dit asof jy alleen is, jy is nie. Abba Vader se teenwoordigheid omvou jou nou soos 'n wapenrusting. Dit beteken dat jou geloof, jou gehoorsaamheid, jou liefde en jou regverdigheid nie verminder of vernietig kan word nie. Niks wat teen jou opstaan kan jou kraak of vernietig nie. Die bemoedigende woord vandag is eenvoudig. Jou vrymoedigheid, jou geloof en vertroue kom nie uit jou eie krag nie. Dit kom alles uit vertroue in Abba Vader. Dit kom uit gehoorsaamheid aan sy woord. Dis 'n vrymoedigheid wat jou in staat stel om regverdig te staan, selfs wanneer alles teen jou is. Dis 'n vrymoedigheid wat jou help om jou hande en hart oop te hou vir sy liefde, ongeag hoe moeilik jou omstandighede is. Weet vandag, die vuur van die wêreld het geen krag oor jou nie. Jou hare sal nie skroei nie. Jou mantel van salwing sal nie verander nie. Jy sal nie eers ruik na rook van vrees of die aroma van angs nie. Nee, staan, want jy dra die teenwoordigheid van Yotewawei. Jy kan vandag, hier en nou besluit, om op jou aangesig neer te val voor hom. Jy kan hom al jou vrese, jou pyn, jou onsekerhede, jou aanvalle en bekommernisse vir hom gee. Jy kan saam met my vandag vir ons lewende God, Yotewawei, sê, Vader, hier is ek, Henane, ek vertrou U, ek gaan nie buig vir enigiets anders as voor U nie. Ek gaan nie wegkruip nie, ek gaan staan rotsvas op U woord, soos 'n leeu. Jy het nodig om te weet, kind van Vader, kind van die Allerhoogste, sy belofte is vas, sy teenwoordigheid sal jou beskerm, sy woord sal jou krag wees, sy gees sal jou vry maak en jou staande hou. Hy sal jou beskerm en by jou wees in die vuuroond van die lewe. Daarom wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want Abba Vader jou God sal jou nie begewe of verlaat nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir U woord. Dankie al gaan ons deur die vuur van woorde, vals beskuldigings, pyle wat mense gooi. Vader, ons hou vas aan U woord. U is alles vir ons. Ons gee, ons kom buig voor U. Ons kom kniel voor U alleen. En ons gee ons vrees, ons bekommernisse vir U. Dankie vir U goedheid. Dankie vir U liefde. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die seun van Yotewawei. Amen. Shalom.